Ons wil weer al ons kykers terug verwelkom en ek hoop dat julle ook hierdie lesing baie gaan geniet. Die onderwerp hierso vandag is, Wynand, ons hoor oral mense sê, God het vir my gesê, ek weet van 'n ou oomie wat altyd vir my gesê, die Heilige Gees het vir my nou gesê, ek moet dit doen en ek moet dit doen. En dan is dit eintlik die grootste klomp praatjies wat hy praat. Maar hoe weet ons wanneer God met ons praat? En praat hy nog met ons? Ja, en dis 'n baie groot vraag en 'n baie belangrike vraag. Ja, en kan ek verwag dat om met hom te kan praat? Nou, voor ons begin, open vir ons met 'n gebed asseblief. Kom ons sluit hom so. Onse Vader in die hemel is, en vra dat U saam met ons sal wees, waar ons in die woord in gaan, vra dat U ons sal lei, dat dit nie ons woorde is wat ons sal praat hier nie, maar U wat deur ons spreek. Ek vra dit in Jesus se groot en wonderlike naam. Amen. Amen. Ja, soos ek gesê het, dis nie minagting dat ek die hoedjie op het nie. Ek voel soos 'n klein voeltjie wat net uit die eiertjie uitkom as ek hom nie op het nie. Ek kan nie hier sit sonder hom nie. Sonder die veertjies nie. Sonder my veertjies nie. Nou goed, kom ons kyk hierso. Lees hom gou vir ons daarso, dan sal ek hom verduidelik. En daar sal ek met jou saamkom. En van die versoendeksel af, tussen die twee gerubs uit wat op die ark van die getuienis is, sal ek jou alles sê wat ek vir jou vir die kinders van Israel sal beveel. Nou, die prentjie, as ons na hom kyk, dan kan jy sien daar was God se teenwoordigheid en hulle daai altyd gepraat van die Shekinah glory. En dan het die priester hier gestaan en hy het met God gepraat, of Moses of wie ook al met hom gepraat het. Maar dit was 'n voorreg wat net die priesters en God se profete wat leiers was, het hierdie voorreg gehad. Om direk met God direk met hom te praat. Maar almal in die volk het die geleentheid gehad om met God te kon praat, om vra vir hom te vra. Ja. En dan het hy die Urim en die Thummim, daar is hulle op die skouers, en dan het hy hier die borsplaat met die 12 stamme, so wanneer daar met die stam gepraat word, of gevra word, dan het God deur daai stene gepraat. Dat het gegloei. Dis reg. Dit op die antwoord wat hulle gehad het, ja. En hy moet voor die priester Eleazar staan, dat die vir hom die beslissing van die Urim kan vra voor die aangesig van die Here. So dit was die volk, ja. Hoe die volk met God gepraat het. Maar die punt wat ek ons hier wil maak is, dit is 'n voorreg wat almal gehad het. Ja. Al God se kinders het die voorreg om met God te praat, om jou probleme aan God se voete te lê. Maar baie mense hoor nie God se stem nie, baie hoor sy stem. En baie mense wat nie God se stem hoor nie, hoor 'n stem, maar daai stem is nie altyd van God nie. Maar ons gaan nou ek dink hierdie gaan baie interessant wees. En elkeen wat die Here wou raadpleeg, het uitgegaan na die tent van samekoms wat buitekant die laar was. Dan spreek die Here met Moses van aangesig tot aangesig, soos 'n man met sy vriend spreek. Dis so mooi. Ja. So hier kan jy sien die Israeliete kon met hom praat. Elke een. Nee? Sorry, het jou in die rede geval daar? Nee. Okay. En Moses het met die Here gepraat, nê? Soos 'n vriend. Ja. Het hy met hom gesels. En dit is vir ons beskikbaar. Ja. Ons gaan dit vir hulle wys. En in die laaste dae spreek God, sal ek van my gees uitstort op alle vlees, en julle seuns en julle dogters sal profeteer, en julle jongelinge sal gesigte sien, en julle ou mense sal drome droom. Okay, so
Maar weer eens, vir wie is hierdie belofte? Dit is vir hulle wat vervolg gaan word. Dit is nie vir Jan publiek nie. Dit is vir hulle wat die pad met die Here wandel. En wanneer hierdie vervolging kom, gaan hy vir ons lei en droom. Hy gaan nie ons almal nou profete maak nie, maar hy gaan vir ons deur hierdie komende vervolging lei. Want ons gaan nie weggeraap word voor die vir groot vervolging kom nie. En nou alles al daai profesie, gesigte en drome, alles moet ooreenstem met die woord van God. As dit nie met die God se woord, onthou in Galasiërs 1 vers 8 sê, en selfs as 'n engel van die lig hier aan jou verskyn en vir jou iets sê wat in stryd is met die woord, moet hom nie glo nie, moet dit nie aanvaar nie, nê. Maar al sou ons of 'n engel uit die hemel julle 'n evangelie verkondig in stryd met die wat ons julle verkondig het, laat hom 'n vervloeking wees. En dit is nou Paulus wat hierso praat, en hy het hulle alles geleer volgens hoe dit moet wees, hoe dit in die Bybel staan. En hy sê nou hierso, as daar 'n engel kom, enige iemand kom en hulle praat teen dit wat in die woord staan, moet dit nie glo nie. Moet dit nie glo nie. Nou, hoeveel sieninge kan daar oor een onderwerp in die Bybel wees? Ja, daar moet net een wees. Daar kan net een wees. Een wees wat waar is. Want enige tweede siening is 'n leuen. Want daar is een Heilige Gees, nê. Kom ons lees dit. Dit is een liggaam en een gees, soos julle ook geroep is in een hoop van julle roeping. Een Here, een geloof, een doop. Hoeveel liggame is daar? Een liggaam. Hoeveel gelowe is daar? Een geloof. 'n tweede geloof het 'n probleem. En hoe kom ek by daai geloof uit wat die ware geloof is? Die Bybel en die Bybel alleen. Ja, en met my oë op Jesus. As my oë op Jesus is, dan kan ek nie dwaal nie. En as ek die woord vat as my fondasie, dan kan ek ook nie dwaal nie. En daar kan nie meer as een kerk wees wat dit doen nie. Daar kan nie. Dit is nie moontlik nie. Maar wanneer hy gekom het, die Gees van die waarheid, sal hy julle in die hele waarheid lei. So daar is 'n geloof, een liggaam en een geloof wat in die hele waarheid gelei word. Kyk waar mense is. Toe Jesus op die aarde was, dit was die sinagoge wat sy in die tempel was, dit was sy kerk gewees. Maar daar het baie dwaling daar uitgekom. Maar die beginsels en die fondasies en die amptelike leer wat daar verkondig was die waarheid. So as God vandag of nie as hy nie, hy het. As hy sy kerk het en daar's mense, waar mense is, word daar gedwaal. Waar daar mense is, wyk jy af van dit wat God in sy woord vir ons sê. Maar as ons kyk in Openbaring, die 7 gemeentes, elke brief aan 'n gemeente sluit af met die woorde, luister na wat die Gees aan die gemeente sê, of aan die gemeentes sê. So, waar kry ek my waarheid? Nie by 'n persoon nie, nie by 'n geleerde nie, nie by die kerk nie, maar by wat die hele gemeente sê. En daar praat God ook met ons. Hy sal met sy opregte kinders praat, wat nog in verskillende kerke is. Hulle is nog nie almal in een kraal nie. Op die oomblik, vandag, is God se kinders oral. Hulle is versprei. En daar's 'n rede hoekom God hulle daar los op die oomblik. Want as hy al sy kinders uit die wêreld uit bymekaar roep, dan wie gaan die evangelie werk doen? Sy kinders moet nog hulle werk doen, maar daar kom 'n vervolging, en wanneer hierdie vervolging kom, gaan Jesus al sy kinders bymekaar roep, en dan sê hy vir ons die volgende: Ek het nog ander skape wat nie aan hierdie stal behoort nie. Ek moet hulle ook lei, en hulle sal na my stem luister, en dit sal wees een kudde, een herde. Ja, so as jy nie nou al leer om na God se stem te luister nie, dan gaan jy hom nie daar hoor nie. Maar sy kinders is oral, en hulle gaan sy stem herken wanneer hy hulle roep, en hulle gaan uitkom. En
wie gaan hulle dan volg? 'n Kerk of 'n geleerde of Hulle volg Jesus. Hulle gaan Jesus volg, want wie roep Dis hulle? die stem. Dis Jesus se stem wat hulle roep en dis Jesus se stem wat hulle ken en gaan herken. Nog voorbeelde waar God met sy volk spreek. En toe hy naby die laar kom en die kalf en koordanse sien, het die toorn van Moses ontvlam. En hy het die tafels uit sy hande gegooi en hulle onder aan die berg verbrysel. Nou ek kan myself nou maar net indink. Hy was kwaad. Hy was kwaad want hy het hulle uitgelei uit Egipte uit en hulle het gesien wie God regtig is. Hy los hulle net daai paar dae alleen en wragtig as hy afkom en dan bid hulle 'n kalf. In 40 dae. In 40. Nou sy toorn het ontvlam, Ja. nê. Is dit God se karakter gewees dat hy so kwaad word en hierdie goed stikkend gooi? Ja. Nee, Jesus doen baie en God doen baie dinge. Ons Elohim wat teen sy karakter is, maar hy doen dit ter wille van ons verlossing. Ja. Hy straf volke, hy op 'n paar plekke gesê gaan wis daai heidense volk uit, tref hulle met die banvloed, maak alles dood. Maar dit is uit liefde wat hy gesê daai volk gaan vir julle net 'n struikelblok wees en ek wil julle beskerm. Alles wat God doen is liefde en daai is teen sy karakter. En wat Moses daar gedoen het was teen God se karakter gewees. Maar toe hy daai goed nou stukkend gegooi het, het hy weer opgegaan op die berg en vir God gevra om dit weer vir hom te gee. Ja. Hy het die klippe gekap, opgevat en God het hulle weer vir die tweede keer geskryf. En toe hy afkom, kom ons lees dit. Ja. En toe Aaron en al die kinders van Israel Moses sien, het die vel van sy aangesig geblink en daarom was hulle bevrees om naby hom te kom. Ja. Die Want heerlikheid. Toe hy daar afkom, toe draai daai 2 kliptafels en wat was op daai kliptafels? 10 gebooie. 10 gebooie en die 10 gebooie, is dit nie God se karakter nie? En sy liefde, Ja, alles. en hy het afgekom die tweede keer in liefde en sy gesig het geblink van goddelike heerlikheid. En die eerste keer het dit ontbreek, want dit was nie God se karakter nie. As ons daai heerlikheid van God wil hê, dan moet ons sy karakter ons in maak. Nou hier, dit is nou, ek net gou vertel wat hier gebeur. Dit was net voor Jesus se kruisiging wat hy in die tempel gesit het. En daar was baie Jode saam met hom daar. En toe kom daar Grieke in wat gehoor het van hom. Ja. En hulle het gehoor van sy wonderwerke. En hierdie Grieke wou meer van Jesus hoor. En daar bid Jesus, Vader, verheerlik u naam. En Jesus of die Vader het toe geantwoord, ek het my naam verheerlik en ek sal hom weer verheerlik. En die skare wat daar gestaan het, hulle het nie daai stem, hulle het die stem gehoor. Ja. Hulle het maar vir hulle was dit net 'n dreuning. Ja. En kyk wat vra hulle toe of wat sê hulle toe daarvan. En die skare wat daar gestaan het, dit gehoor het gesê dat daar 'n donderslag gewees het. Ander het gesê 'n engel het met hom gespreek. Ja. Maar die Grieke het dit gehoor, want daai stem was vir die Grieke gewees. Want die Grieke was daar in opregtheid. En hierdie Jode het almal sy dood gesoek. Ja. En hulle kon daai stem van die Vader nie hoor nie. So as ons Vader se stem wil hoor, dan moet ons in harmonie met hom wees. Weet jy 'n ander gedagte wat nou net hier by my opkom? Ons Vader is heilig. Dit sê Matteus 5 vers 48 sê, wees heilig soos julle Vader in die hemel heilig is. Nou, ons Vader is heilig. Jesus is heilig. Die engele is heilig. En ons sê ons wil deel word van daai familie. Hoe moet ons dan wees? Ja, ons moet ook heilig wees. Dan moet ons ook heilig wees as ons deel wil word van die heilige familie. Ons kan nie sê die wet is weg, ek kan lewe soos ek wil, ek hoef nie my karakter te verander nie, maar ek glo ek gaan eendag deel wees van die heilige familie. As ek van 'n deel wil wees van 'n heilige familie, moet ek nou al begin om my lewe heilig te lei en te wandel in die weë van Jesus, die voorbeelde wat hy vir ons gegee het en in sy wet wat sy karakter is. En 'n baie belangrike punt is, ons almal wil hemel toe gaan. Ons almal wil daaraan toe gaan en as jy hier op aarde nie tyd maak vir hom nie, hoe gaan jy in die hemel tyd hê vir hom?
as jy hier, mense sien dit so baie, mense sal 'n kort tydjie lank, 'n halfuur in die kerk wees en dan daarna sal hulle aangaan asof hulle nie in die kerk was nie en aangaan met hulle eie dinge. Maar en dan gaan dit vir 'n hele week so aan en dan weer net 'n halfuurtjie in die kerk. Hoe wil jy 'n leeftyd in die hemel saam met God spandeer, maar jy kry dit nie eens op aarde reg om een dag saam met hom te spandeer? Dit is 'n baie goeie punt daai. En nog 'n vraag wat ek jou wil vra. As Satan nou sou hemel toe gaan, dink jy hy kon inpas daar? Glad nie. Nee, sy karakter sal nie daar Sy karakter kan nie daar. Maar die Grieke wat gekom het om Jesus te sien, het die wolk gesien, die stem gehoor en verstaan wat daar gesê is. Ja. So jy weet baie mense gaan van die punt af uit, maar hulle is Jode, hulle is deel van die volk van God. Maar dit is weinig van hulle wat regtig Jesus volg of wat die waarheid liefhet en die waarheid volg. Baie mense vandag hoor die waarheid. En dan sê hulle, "Joh, dit klink nogal reg." En dan los hulle daar. Hulle sê as jy nie 'n liefde het vir waarheid nie en jy is nie bereid om op te staan vir waarheid nie, is jy nie waardig om Jesus om jouself Jesus se volgeling te noem nie. Nou daarso is van jou kant af wanneer jy die waarheid aanvaar, is daar sekere dinge in jou lewe wat moet verander. Absoluut. As jy net aangaan met dit, dan beteken jy die waarheid gehoor, maar jy het nie deel van jou lewe gemaak. En nie wat mooi is hier van Wynand, die God verwag nie van jou om eensklaps te verander nie. Hy wys vir jou die ernstigste probleem in jou lewe. En as jy daai probleem reggemaak het, dan vat hy jou na die volgende trap. Ons is op 'n leer, dit is 'n leer wat jy klim. Jy klim op die eerste trappe, jy maak reg. En dan klim jy op die tweede trappe en die Heilige Gees wys vir jou, nee, daai ding wat jy daar doen is ook nie reg nie. En jy maak dit reg. God is so liefdevol. Hy verwag nie van jou om zoep en jy's op die vlak van Moses nie, of jy nog nie. En omtrent die 9de uur het Jesus met 'n groot stem geroep en gesê, Eli, Eli, lama sabachthani. Dit is, my God, waarom het u my verlaat? En sommige van die wat daar gestaan, gehoor dit en sê, hy roep Elia. Ja. Net sommige. Ja, en sommige kon dit nie hoor nie, maar so van sy disippels was daar. En sommige van daai wat daar gestaan het dit nou gehoor. Want hier het Johannes dit sommer gesê wat dit beteken het. So hy het dit dadelik verstaan. En al God se kinders verstaan dit. En ek het nou nog iets wat ek hieroor wil sê, maar ek sal nou sê. Die arm van die Here is nie te kort om te help nie en sy oor is nie te doof om te hoor nie. Dit is julle oortredinge wat 'n skeiding gebring het tussen julle en julle God. Dit is julle sondes wat maak dat hy hom nie aan julle steur nie en na julle wil luister nie. Ja. So as God nie na my as ek nie sy stem kan hoor nie. Wat sê dit vir my? Kyk 'n bietjie, daar's te veel sondes. Dinge wat die Heilige Gees vir my gewys het, maar wat ek nie bereid is om reg te maak nie. Maar as ek bereid is om dit, ek hoef nie my hele lewe in een klaps te verander nie, maar as ek dit wat die Heilige Gees vir my wys dat nie reg is in my lewe nie, as ek dit reg maak, is ek klaar op 'n vlak waar God na my sal luister. En mens kom dit so vinnig agter as jy agslaan op daai fout in jou lewe en jy begin dit regstel. Dit gaan nie maklik wees nie en dit is nooit maklik nie. Maar alles te dinge wat jy al jare lank saam met jou, vat net 'n voorbeeld, 'n verslawing aan drank. Net 'n voorbeeld. Jy gaan nie nou, en ek drink nooit weer nie en jy drink nou al vir 30 jaar nie. So dit gaan nie 'n maklike stap wees nie, maar die Here dra jou deur dit. Hy saam met jou in die storm waar jy ingaan en hy dra jou deur dit. En sodra jy dit reggemaak het met die Here, dan hoor jy sommer dadelik weer die Heilige Gees met jou praat met die volgende probleem wat jy mee sukkel en dan gaan hy dit. Dit wat jy nou gesê het, hier is die teks wat dit bevestig. Kom nou en laat ons die saak uitmaak, sê die Here. Al was julle sonde soos skarlaken, dit sal wit word soos sneeu. Al was dit rooi soos purper, dit sal word soos wol. As julle gewillig is en luister,
sal julle die goeie van die land eet. Okay, so die Here sê, maak nie saak of jy 'n moordenaar is wat op die kruis hang of in die diepste modder ingedaal het nie. Hy sê, as jy jou hand na my toe uitsteek, is ek daar om jou te vat en ek sal jou optrek en ek sal al jou sondes afwas asof jy nog nooit gesondig nie. Ek sal jou wit maak soos wol. So dit is 'n uitnodiging wat die Here aan die hele wêreld stuur. En die meeste gooi dit terug in sy gesig. En ons kan, as ons na sy stem wil luister en ons is bereid om hom te volg, sal ons sy stem hoor. En maar ons gaan nog meer daaroor praat. Kan Satan ook met ons praat? O ja. Ja, verseker. Kyk, lees gou vir ons hier. Want so spreek die Here van die leerskare, die God van Israel, laat julle profete en julle waarsêers wat onder julle is, julle nie bedrieg nie, en luister nie na julle dromers vir wie julle laat droom nie. Ja, so baie mense laat hulle deur drome lei. Ja. Ek het gedroom, die Here het met my gepraat, terwyl dit nie die Here is wat gepraat het nie. Want wie het hierso met hierdie ou nou gepraat? Kom ons sê nou maar dit is hy wat nou hierdie teks is op hom van toepassing. Luister nie na julle dromers nie. Daai ouens wat vir hulle droom, kry hierdie drome en hulle deel daai droom met jou en hulle gee vir jou 'n uitleg. Maar daai droom is nie van God nie en dan is hy van wie? Dan is hy van Satan af. Hy is van Satan. So Satan gee vir jou drome. Ja. En daarom kan jy nie jou deur 'n droom laat lei nie. Hier is die woord van God. En as jy 'n droom kry, hy kan van God wees. Maar as hy nie 100% ooreenstem met die woord van God nie, dan aanvaar jy nie daai droom. En die tweede ding is, as God vir jou 'n droom gee, is jy ernstig verontrus. Ernstig. Jy kan nie die volgende dag aangaan en asof jy nie gedroom het nie. 'n Goeie voorbeeld is ou Nebukadneser. Ja, en die koning van Egipte, die farao, né? Daar was baie van hulle gewees. Hulle kon net nie weer tot rus te kom nie en hulle kon nie aan iets anders dink nie, soos daai droom hulle gery het. Totdat hulle die uitleg van daai droom gehoor het en toe hulle die ware uitleg hoor, het hulle dadelik geweet dit is die ware uitleg. Jou profete het vir jou bedrieglike en ongeruimde dinge gesien en jou ongeregtigheid nie geopenbaar om jou lot te verander nie. Maar hulle het vir jou godsprake gesien tot bedrog en verstoting. Godsprake, né? So daai ou kom en hy sê God het met my gepraat. Hy kom met 'n goddelike uitspraak. Maar hierdie een is baie belangrik. Hulle het vir jou nie jou ongeregtigheid geopenbaar nie. Hulle het nie vir jou op jou sonde gewys nie. Hulle kom met al die dinge wat hulle weet jy graag wil hoor. Dit is hierdie prosperity preachers, né? Wat vir jou net voorspoed verkondig. Maar jy moet jou saad saai, jy moet vir hulle betaal daarvoor, né? En jy koop jou voorspoed. Maar die punt wat hy sê, as dit 'n ware profeet is, sal hy jou op jou sonde wys. Hy sal vir jou sê, maak daai ding reg in jou lewe. En dan weet jy ook dit moet van God wees. Maar Satan gaan nie vir jou op jou foute wys nie. O nee, hy wil hê jy moet aanhou gaan met daai foute. Ja, jy moet aanhou daarmee. So baie mense sien dinge, hulle sien dit werklik, maar dit kom nie van God af nie. En sy profete pleister vir hulle met loskalk deur bedrieglike gesigte te sien en vir hulle leuns te voorspel met die woorde, so sê die Here, terwyl die Here nie gespreek het. So hulle sien werklik hierdie bedrieglike gesigte. Hulle sien dit. En baie mense hulle hou rekord van elke droom wat hulle droom. En hulle sien gesigte en hulle sien allerlei dinge wat nie van God afkom nie. En dan kan jy vir daai mense later vra, luister, al hierdie goed wat jy gesien het en wat jy gedroom het, waar het dit dan moet jy dan nou 'n man wees wat in groot voorspoed lewe. Want die Here het jou nogal al die pad gelei. En hulle kan nie daai voorspoed wys nie. Hulle kan nie wys dat dit werklik God was wat hulle gelei het nie. En God lei ook net die mense wat hom met hulle hele hart, siel en verstand volg.
weer neem die duiwel hom saam na 'n baie hoë berg en wys hom al die koninkryke van die wêreld en hulle heerlikheid. Daai ene is ja, hoe kan ek sê interessant. Ja. Hoe kan hy as jy op 'n hoë berg staan, dan kan jy nie al die koninkryke van die Ja, want hy sê al die koninkryke van die hele wêreld. Nou soos jy nou net gesê het, soos hier dis nou Jesus wat hier staan. Kyk hoe ver daar op die horison sien jy al die koninkryke van die wêreld hier om hom. Nee, ek het vir interessantheid na die Engelse vertalings gekyk en van die Engelse vertaling sê dit was op die tempel. Hy het hom op die tempel gevat, maar die Afrikaanse vertaling sê op 'n hoë berg. Maar of dit nou op 'n tempel was, op die tempel gaan hy net so min sien. Ja. Hy gaan net Jerusalem om hom sien. Ja. En maar hoe het die Satan dit vir hom gewys? Ja, hy moes ook so 'n visioen. Hy moes 'n tipe van 'n visioen vir Jesus gewys het. So hy kan vir ons visioene gee, hy kan vir ons drome gee, hy kan ons gesigte laat sien en hy kan vir ons allerlei snaakse dinge wys asof dit van God kom, terwyl dit nie van God kom nie, maar die belangrike ding is hoe onderskei ek dit? Dit is die belangrike punt. Okay, hierdie een het ons oor gepraat, Nebukadneser wat hier lê en slaap en daar is die droom wat hy gedroom het van hierdie beeld. Gaan die Heilige Gees van die godlose onttrek. En ek het 'n punt wat ek hier wil maak, maar kom ons lees hom eers gou. Maar die Gees sê uitdruklik dat in die laaste tye sommige verleidende geeste en leringe van die duiwel sal aanhang. As ons nou kyk na die wêreld, dink jy dit is besig om te gebeur? Die kerke loop leeg. Alhoewel daar's nou 'n tipe van herlewing onder al die lande wat ek sien, maar die punt is daar's 'n klomp wat begin om reiner te word en daar's 'n groot klomp wat net boser en boser raak. En dis hier die volgende teks. Wie onreg doen, laat hom nog meer onreg doen. En die veilig laat hom nog veiliger word en laat die regverdige nog regverdiger word en laat die heilige nog heiliger word. Ek hoop ons is in daai regverdige deel. Ons wil net regverdiger en regverdiger word en reiner en heiliger word. En dit is vir ons God bied sy karakter vir ons aan. As ons in sy weë begin wandel, in sy wette begin wandel, want al sy wette is sy karakter, dan gaan ons begin om daai karakter ons in te maak. Dink jy Jesus het ooit gewonder, elke ding wat hy doen, is dit nou volgens die wet of is dit nie volgens? Hy het nie. Want sy karakter was die wet gewees. Hy het die wet outomaties nagekom. Hy het 'n volmaakte lewe gelei sonder dat hy eers probeer het, want hy het net sy normale karakter uitgeleef. En ons kan ook daai karakter oorneem by hom. Nie oorneem by hom nie, maar deel word van sy karakter. Hoe onderskei ons God se stem van dis nou die groot vraag, nê? Nee. En jou ore sal 'n woord agter jou hoor wat sê, dit is die weg, wandel daarop, wanneer jy regs of wanneer jy links wil gaan. Sjoe, as God met ons praat, is dit altyd 100% in ooreenstemming met die woord en dit kom in liefde, omgee, deernis en meegevoel. Ja. Nou, dit is 'n karakter daai wat Satan nie meer het nie. Nee. Hy het dit weggegooi die oomblik toe hy gesê het hy wil bo God wees. As jy die karakter van Jesus het, Dani Botha het dit vir my so pragtig gesê. Hy het gesê as iemand jou in die gesig spoeg, wat het hy eintlik met jou gedoen? Hy het net jou gesig bietjie nat gemaak. Hy is 'n broeder wat jy nou moet omhels en die pad mee stap en help om Jesus te ontdek. Dis die karakter van Jesus. Jesus was in die gesig gespoeg, hy was geslaan gewees met die vuis. Hulle het 'n doringkroon op sy kop gesit en hom en hulle het leuns oor hom verkondig. Hulle het alles wat boos is het hulle met hom gedoen, maar hy het nooit oor sy eie belange kwaad geword nie. En al daai karaktereienskappe kan ons in maak. Ek kan ook vir my, as ek kwaad word, is dit my keuse. As 'n ou my kom klap, is dit my keuse of ek gaan kwaad word en of ek hom gaan terugklap en of ek vir hom gaan sê broeder, kom, ek gaan koop vir jou 'n koeldrank. Dit is my keuse, maar jy moet jou kop reg kry. Jy moet besluit ek gaan Jesus se karakter uitleef, ek gaan in sy voetspore wandel, ek gaan alles doen soos Jesus dit gedoen het. En dit word vir ons aangebied, want dit is my keuse as ek wil kwaad word.
En dis my keuse as ek nie wil kwaad word nie. Dit laat my dink aan 'n verhaal wat ek gelees het van die familie wat by mekaar gekom het en hulle word toe ingeval deur 2 rowers met haalgewere en hulle het hulle aangehou en dit is natuurlik 'n verskriklike ervaring, jy bang en al daai dinge en hulle is ingejaag in die garage waar hulle teen die muur moes staan en die ou het gesê okay, skiet hulle nou dat ons kan gaan en die een ou het omgedraai met sy vingers in sy ore want hy wil dit nie hoor of sien nie en die ou wat die skietwerk wil doen het dit nou die geweer opgetel en hy wil die sneller trek maar hy kon net nie die sneller getrek kry nie. En die ou wat daar met sy vingers in sy ore staan, draai toe om en hy sê, "Wat maak jy nou? Skiet hulle." Hy sê, "Ek probeer maar kry dit nie reg nie." En die vrou staan toe wat daar so nou staan om geskiet te word. Sy staan toe op en sy is nie bang nie, geen vrees nie en sy sê, "Jy kan nie die sneller trek nie want hierdie is 'n Christenhuis en ek is 'n moeder wat bid." Ja. En toe raak hulle kwaad en hulle jaag hulle terug in die huis in en toe hulle in die huis kom toe die vrou wat dit nou vir hulle gesê het sê toe boys you look hungry can I fix you something to eat met die mense wat hulle nou net wou doodgeskiet het. Ja. Ek het die storie ook gehoor. Dis die karakter van Jesus daai. En wat ek ook gehoor het is toe hierdie sneller nie wil trek nie, toe hy nou kyk na die gewere en hy trek die sneller toe hy hom nou in die lug hou daar skiet hy. En toe skiet hy 'n tweede skoot en elke keer skiet hy. Maar die oomblik as hy hom op hulle rug, dan wil hy nie skiet nie. Maar loop hierdie pad met die Here, dan kan jy op dit aanspraak maak. Loop hierdie pad nie met die Here nie, dink ek nie moet jy daar soos 'n wapen. Ek was in die 11 jaar in die weermag en ek het altyd 'n wapen gehad en ek het nog altyd kon ek vir jou 'n klomp redes gee hoekom ek geregtig is om 'n wapen te dra. En tot ek besluit het ek gaan in Jesus se voetspore wandel. Toe kom ek agter maar as ek regtig in sy voetspore wil wandel, dan is dit asof 'n revolver nie daarin pas nie. Ja. En hy is my beskermer. Hy en sy engele is om my. En wat die wêreld met my wil maak, moet hulle daarmee maak want hulle kan net dit met my doen wat God toelaat. Anders hulle kan nie meer as dit doen nie. Ja. En as ons met God wandel, dan gaan baie dinge wat 'n gewoonte by ons was, daai gewoonte gaan nie meer lekker inpas nie. En God sê vir Elia, gaan uit en staan op die berg voor die aangesig van die Here. En kyk, die Here het verbygegaan, terwyl 'n groot en sterk wind die berg geskeur en die rotse verbreek voor die Here uit. In die wind was die Here nie. En na die wind 'n aardbewing. In die aardbewing was die Here nie. Nou, Elia het bietjie 'n verkeerde siening hier van die Here gehad. Hy het gedink die Here het daar op die berg Karmel het hy met vuur geantwoord en hy het daai hele altaar verteer en die water opgeslurp en hy het God gesien as hard. Dis God as hard. Ja. Toe Isebel hom wil doodmaak, het hy gevlug na hierdie berg toe. Dit het hom 'n paar dae gevat om daar te kom en hy het verwag om dat die Here hard is. En toe hy daar kom, het die Here moeite gedoen om vir hom op 'n mooi manier te wys dat hy 'n sagte God is. Hy is nie 'n God van hardheid nie. En eers stuur hy 'n sterk wind, maar kyk net hoe sterk. Ja. Hy het die berge geskeur en die rotse verbreek. So sterk was hy wind. En toe stuur hy 'n aardbewing wat alles om hom skud. Maar in die aardbewing is hy nie, in die sterk wind is hy nie. En hy wag dat die Here met hom moet praat. Okay, lees hierdie ene. En na die aardbewing 'n vuur. In die vuur was die Here nie. En na die vuur die gesuis van 'n sagte vloete. En toe Elia dit hoor, het hy sy gelaat en sy mantel toegedraai en uitgegaan en by die ingang van die spelonk gaan staan. En daar kom 'n stem na hom wat sê, "Wat maak jy hier, Elia?" Ja. So die Here het al hierdie moeite gedoen vir Elia te wys. As jy my wil soek, soek my in liefde. Nie in hardheid nie, nie in 'n storm van vuur of 'n aardbewing nie. Soek my in daai sagte koelte. En dit is waar ons Jesus moet soek as ons sy stem wil hoor. Nie by hardheid nie.
Sal God met enige iemand praat? Ja, daar is ook 'n vraag. Dit is 'n goeie vraag. Ja. Sal hy met enige iemand praat? En wat sou jy sê, ja of nee? Nee. Nee, ek stem met jou saam. Ja, Dit is 'n nee. Hy gaan nie met enige iemand praat nie. Ja, hy praat met almal, want hy wil almal tot bekering bring. Ja, Maar dis reg. maar fisies so Ja, praat. sy Heilige Gees pleit met almal. Ja. Maar as jy sy stem wil hoor en as jy met hom 'n persoonlike verhouding wil hê, dan moet jy die pad met hom loop. Slegs hulle wat God met hart, siel en verstand volg, kan sy stem hoor. Maar nou, omdat jy lou en nie koud of warm is nie, sal ek jou uit my mond spuug. So as jy 'n lou Christen is, gaan die Here met jou praat of gaan hy jou net uitspoeg? Hy spoeg jy Hy spoeg jou uit. Hy is bereid om sy alles vir jou te gee. Maar as jy nie bereid is om jou alles vir hom te gee nie, dan is jy hom nie waardig nie. Ja. Dan gaan jy jou uitspoeg en jy gaan nie sy stem hoor nie. En wanneer hierdie vervolging kom, gaan jy een van die vervolgers wees. Ja. Jy gaan nie een van die wees wat vervolg gaan word nie. Omdat jy nie 'n kant kon kies nie. Hulle sê mos 'n draadsitter. Ja, want jy is nie draadsitter. Jy wil jy nou jou ou lewe weg regmaak of wil jy nou by jou ou lewe bly? Jy moet nou ja. En as jy maar nou net ag nee, wat ek sit tussen die twee, dan gaan God nie met jou kan praat nie. Moet die middelpunt van jou lewe wees. Jou lewe moet om hom draai. Alles wat jy doen moet elke ding wat jy dink jy moet so wees. Toe ek nog gewerk het voor ek nou afgetree het. As ek iemand bel of as iemand my bel, dan vra ek, Here, lei asseblief hierdie gesprek. Alles wat jy doen, praat jy met die Here. Jy's die hele dag met hom in kontak. Jy breek nie jou kontak met die Here deur die hele dag nie. Hy is die middelpunt van jou dag. Hy is die middelpunt van jou werk. En hy het gesê, as jy my volg, hoef jy nie oor hierdie wêreldse goed, jou kos, jou water, alles wat jy nodig het, sal hy voorsien. Hy sal na jou kyk. Ja, en die belofte daarso is, hy sal dit doen, maar daarso is iets wat jy moet doen. Soek eers die koninkryk vir God en sy geregtigheid. En alles wat jy nodig het sal vir jou bygevoeg word. Ja. En God staan by sy beloftes. Dis die enigste belofte in hierdie wêreld waarop ek kan bou. Hy is my rots, en nie 'n gladde rots nie, hy is my skurwe rots waarvan ek nie gaan afgly nie. Hy is my anker van hoop. Hy is my herder in wie se rein voetspore ek wandel. Hy is en wie se edel karakter ek in my kop wil hê. Hy is my leidsman, my raadsman. Hy is my sterke God, my ewige Vader. Vir ewig gaan hy ook my Vader wees. Hy is my vredevors. As ek wil vrede ervaar wat hierdie wêreld nie ken nie, dan gaan ek dit net by hom kry. Want daar is nie vrede in hierdie wêreld nie. Maar ongeag wat om jou gebeur, jy kan vrede in jou hart en in jou verstand hê. Weet jy hoef jou nie te bekommer oor jou werk nie, oor is daar geld, is daar kos of so ek wil hierdie plek verkoop het. En alles lê ek aan die voete van die Here en ek berus. Ek is so gerus. Niks ontstel my nie. Ek word nie kwaad nie. Ek lewe 'n rustige, vredevolle lewe. En dit is vir almal beskikbaar. Die Here soek nie mense uit nie. Mense soek hom uit. Dis mense wat hom nie ten volle wil volg nie. 'n Vers wat by my opkom is, kom na my toe almal wat vermoeid en belas is en ek sal julle daai rus. Dis 'n pragtige teks daai. Dan hierdie ene, ek het hom nou nie uitgeskryf nie. Dit is Matteus 7 vers 6 wat sê, moenie julle parels voor die varke gooi nie, want hulle gaan dit nie waardeer nie. En Jesus doen dieselfde. Hy gooi nie sy parels voor mense wat dit nie gaan waardeer nie. As jy hom liefhet, gaan hy sy parels voor jou gooi. Maar as jy hom nie liefhet nie, gaan jy sy parels nie sien en jy gaan dit nie ervaar nie. En die Vader wat my gestuur het, hy het van my getuig. Julle het nog nooit sy stem gehoor of sy gedaante gesien nie. Nou hier wil ek net gou-gou sê. Ja. Hoe baie het die Vader gepraat? Toe Jesus gedoop is, het daar 'n stem uit die hemel gekom. Die Heilige Gees het op Jesus neergedaal en die Vader het uit die wolk uit het hy gepraat en gesê, dis my geliefde seun wie. So hy sê, maar julle het nie sy stem gehoor nie.
So toe die Vader daar gepraat het, was daar 'n paar mense wat sy stem gehoor het. En net so is dit vandag. Ons kan sy stem hoor en ons weet hoe om sy stem te onderskei van die bose, want die bose sê, daai ou het jou te nagekom, zap hom. Daai ou het dit gedoen. Dit is die stem van die bose. Maar as jy die stem van die Here hoor, dan sal hy sê, gaan gee hom 'n drukkie, maak vrede met hom. Moenie vanaand gaan slaap as jy kwaad is vir iemand nie. Dit is die harmonie van die hemel. Ja. Dit is die karakter wat ons moet hê as ons eendag by hom wil wees en by daai heilige hemelse gesin wil inskakel. En daai is 'n teks. Ek is so spyt ek het hom nie hier opgesit nie. Ons probeer dit altyd kort. Ja, Matteus 5:18 vers 48. Dis 'n teks wat almal moet gaan lees daai. Daai sê as jy by die hemelse heilige familie wil inskakel, begin om ook heilig te wees. Ja. Daarom spreek ek tot julle deur gelykenisse, omdat hulle terwyl hulle sien nie sien en terwyl hulle hoor nie hoor of verstaan nie. Ja. Gaan sommer aan. In hierdie tyd het Jesus gespreek en gesê, ek loof U Vader, Here van die hemel en die aarde, dat U hierdie dinge verberg het vir wyse, dis nou geleerdes. Ja. En verstandige mense en dit aan die kindertjies geopenbaar. So wat nou interessant is hierso, as jy iets wil weet, gaan jy meer waarheid by 'n kind kry wat Jesus liefhet as by 'n dokter wat oorloop van trots oor sy eie wysheid. As jy Jesus gaan volg, dan is die fokus nooit op jou nie. Die fokus op as jy 'n ware predikant is, dan lei jy mense na Jesus toe. As jy die Heilige Gees in jou het, gaan die Heilige Gees wat met jou doen. Hy gaan jou ook net na Jesus toe lei. As die Heilige Gees die fokus op hom plaas, dan moet jy weet, is dit 'n vraagteken oor daai Heilige Gees. Want ek dink ons het daai tekste gelees van die Heilige Gees sal ons almal na die waarheid lei. Ja. Hy sal net van Jesus getuig. Want ek het al baie mense gehoor wat sê, ja, maar my predikant sê, en dit is so hartseer. Ek het dit ook al gehoor van mense sê, as jou of daai ou se predikant 'n waardige predikant is, sou hy gesê het, daai predikant gesê, Jesus het dit gesê, Jesus het dit gesê, dan is hy 'n waardige predikant. Maar soveel predikante sê, ag, dit is reg. Daai is nie en hulle gee vir jou leiding. Hy is dit nie waardig om daai leiding te gee nie. Hy moet jou na Jesus toe lei. En as hy dit nie doen nie, is hy nie 'n predikant nie. Hoe het Jesus met ons Vader gepraat? Want hy is ons voorbeeld, nê? Kom ons sê gou daai tekste van ons op. Wat jy daai 1 Johannes 2 vers 6. Ja. Hy wat sê dat hy in hom bly, behoort ook so te wandel soos wat Jesus gewandel het. My gunsteling is 1 Petrus 2 vers 21. Hy sê weer, want hiertoe is julle geroepe om in Jesus se voetspore te wandel en in sy voorbeelde te volg. Nee, net sy voorbeelde, dan kan jy nie nêrens verkeerd gaan nie. En dit is sy stem wat ek wil hoor. Ek wil nie my predikant of my kerk of my ouderling se stem hoor nie, ek wil Jesus se stem hoor. En ek wil met hom wees, die hele dag wil ek met hom in kontak wees. En vroeg in die môre, nog diep in die nag, het hy opgestaan en uitgegaan en na 'n eensaam plek vertrek en daar gebid. Okay, gaan aan. Maar hy het hom in verlate plekke teruggetrek en gebid. Daar sê. So as ek wil bid, waar is die beste plek? Die stilste plek wat jy kan kry. Verseker. As ek met Jesus se stem wil hoor, ek kom bid altyd hierso. Ek gaan bid nooit daar in my huis nie. Want ek hoor altyd die katte of die hond wil inkom, of my vrou praat met die bediendes, of ek wil niks hoor nie. As ek met Jesus praat, wil ek sy stem alleen hoor. En dit is hoe Jesus sy Vader se stem gehoor het. Hy het daar aan die berg gegaan waar niks, as hy daar by sy disippels in die Olyfberg waar hulle gelê en slaap het, dan het hierdie ou gesnor, daai ou het eers opgestaan met draai te loop en hierdie ou is rusteloos. Jesus het nie by hulle gebid nie. Hy het opgegaan en hy het eenkant gegaan waar hy niks hoor wat sy aandag aftrek nie, en hy het na daai stem
wat ons net nou gelees het, nie? Jy So sal 'n agter stem jou. agter jou hoor. Hy het gegaan waar hy daai stem kan hoor. En dan het hy met die Here gepraat en hy het daai stem kans gegee om te antwoord. Maar weet jy wat interessant is? As jy vir die Here iets vra en jy stop, dan en jy wag om sy stem te hoor jy hom nie. Maar weet jy wanneer hoor jy hom? Die oomblik as jy weer verder bid. Die oomblik as jy weer verder bid, dan hoor jy maar, dit is nie wat ek nou gedink het nie. En dan kom daai gedagte en hy kom so rein na jou toe. So sag en rein. Jy kan hoor, dit is nie my gedagte daai gewees nie. En hy gee vir jou jou antwoord. Maar jy gaan soos Jesus na 'n stil plek waar jy met Jesus kan praat. En jy gaan en Jesus wag vir almal daar. Hy wag vir jou in 'n stil plek. En hy wil met jou praat en hy wil jou volle aandag hê as hy met jou praat. En dit is ek wil hiermee afsluit waar ek net vir al ons kykers wil sê, hou jou oë op Jesus en jou oë is op die regte plek. Ja. Gaan jy vir ons afsluit. Kom ons sluit ons oë. Onse Vader wat in die hemel is, liewe Here, ek vra dat U saam met elkeen van die luisteraars sal wees, saam met ons wat hier so is. Liewe Here, dat ons oë net op U gehou kan word. Dat ons nie links of regs sal draai sonder dat U vir ons sê waar ons moet gaan, liewe Here. Dat ons verhouding met U kan regbou en net na U stem kan luister. Die dinge wat in ons lewens is, wat ons pla, wat nie reg is nie, liewe Here, U wys dit vir ons uit. Ek vra dat U ons die krag sal gee om daai versoekings te weerstaan en na U stem te kan luister. Ek vra dit in Jesus se groot en wonderlike naam. Amen. Amen. En nou ja, ek wil nou vir ons luisteraars gou sê, ons volgende lesing gaan wees die 7 feeste van God. Ja. Want daar is ook baie groot verwarring in die wêreld oor die feeste. Ja. En ons gaan dit so mooi vir julle uiteensit dat as julle die feeste in sy regte konteks gehoor het, gaan jy nooit weer 'n vraag oor enige van die feeste hê nie. En by the way, iemand het nou die dag vir my gesê ek moenie sê by the way nie. Maar dit kom so lekker deur. Ja. As ek Afrikaans praat, moet ek by Afrikaans bly. Ja. So terloops. Dit gaan vir my een van die belangrikste boodskappe wees wat ons nog vir die mense gegee het, is daai feeste. En daai feeste staan nog almal. Ja. Daar het nie een weggeval nie. Alhoewel hulle weggeval het, staan hulle nog steeds. Ja. Jesus het vir elke fees 'n heeltemal 'n pragtige nuwe betekenis gegee. Maar ons gaan kyk na wat die betekenis van die fees en sy doel was. En wat hy nou Ja, want in daai 7 feeste, die hele verlossingsplan van Jesus word in daai 7 feeste uiteengesit. En dit is pragtig. En dan wil ek ook net noem, ons het 'n ander kanaal gestig. Dit gaan nou wees onder Shield Bearers. Ek het die naam verander, die rede daarvoor. Ons het YouTube het ons kanaal afgehaal. Al die video's. Al die video's afgehaal. Ons kan nie die oues nou op die oomblik weer terugsit nie. Ons sal net so 'n bietjie werk daaraan om dit weer terug te kry. Maar ons het appel aangeteken. Ja. Ek dink daar was 'n bietjie klagtes gewees oor video's wat ons geplaas het. En dis hoekom YouTube ons toe nou gekanselleer het. So ons het nou net 'n nuwe kanaal gestig. En ja, as jy by die waarheid bly, gaan daar altyd iemand wees wat ongelukkig is daaroor. Maar ons het 2 dae om wat ons appel aangeteken het. So ons sal oor 2 dae hoor of ons video's weer gewys kan word. Maar intussen gaan ons nou oor na 'n nuwe kanaal toe, die Engelse kanaal, The Shield Bearers. baie dankie. Totsiens.